Ek sal ook graag 'n vraag wil vra vandag aan die Christene. En die vraag wat ek vir jou vra is: aan watter Jesus is jy verbonde? Aan watter Jesus verwag God vir jou moet jy verbonde wees? En ek wil weer hê ons moet teruggaan na Hebreërs 12 vanaf vers 22. Hebreërs 12 vers 22 en ek lees vanuit die Afrikaans Standaard vertaling. Hy sê: maar julle het gekom by Sions berg en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, by 10.000 engele, by 'n feestelike samekoms van eersgeborenes wat opgeteken is in die hemele, by God, die regter van almal, by die geeste van die regverdiges wat volmaak gemaak is, dan by Jesus, die bemiddelaar van 'n nuwe verbond, en by die bloed van besprenkeling wat harder praat as Abel. Sien toe dat julle die een wat praat nie verwerp nie. Want as die nie ontsnap het toe hulle die een verwerp het wat aan hulle op die aarde die goddelike waarskuwing bekend gemaak het nie, hoeveel minder ons wanneer ons hom wat van die hemel af praat verwerp. Dan sê hy, sy stem het tot die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog een keer sal ek nie net die aarde skud nie, maar ook die hemele, en nog een keer wys op die verwydering van dit wat geskit word. Dit is geskape dinge, sodat dit wat nie geskit word nie, kan agterbly. Daarom moet ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Laat ons dankbaar wees waardeur ons God op 'n welgevallige wyse met eerbied en ontzag kan dien, want ons God is 'n verterende vuur. Wat 'n vraag is die wat ek nou vir jou vra? Nou, wat sê Jesus volg jy? Wie wat frustreer my verskriklik, gelowige. Nou, ek en my vrou behoort nie meer aan 'n kerk nie. Al was ek 'n dominee, kan ek my nie vereenselwig met 'n kerk of 'n kerkgenootskap nie. Want dit wat ek hoor in die kerke en dit wat ek hoor van die kansel af, strook nie met my Bybel nie. Want dan sit jy in 'n kerk en dan luister ek oor die radio, dan is dit al ewige gepreek uit Samuel of uit Rut of uit Rigters of uit Deuteronomium, Josua, Exodus, Levitikus, Jesaja, Jeremia, Daniel, Obadja, Sefanja, Henog, ag, noem dit op. En as dit nie nog frustrerend genoeg is nie, dan praat hulle altyd van of Matteus, Markus en Lukas of Handelinge of Jakobus. Maar let jy op, daar is een ding wat afwesig is, en dit is die Christus van Paulus. Nou verkondig hulle al ewiglik uit die evangelies, Matteus, Markus en Lukas, en hulle noem dit die Nuwe Testament, maar in werklikheid is Matteus, Markus en Lukas nog die Ou Testament. Al het Jesus gekom, het hy nog gewerk binne die parameters van die Nuwe Testament, van die Ou Testament liewer. Jesus het gewerk binne die paradigma van die Ou Testament, die paradigma van die wet. Het Christus gewerk in die teenwoordigheid van die wet, so dit is dus nog nie die Nuwe Testament nie. Die Nuwe Testament was nie eers geïnisieer toe Christus opgestaan het uit die dood uit en opgevaar het hemel toe nie. Dis waar die Nuwe Testament veronderstel was om geïnisieer te word, maar wat het die apostels gedoen? Hulle het aangegaan om die Christus wat onder die wet is, Jesus van Nasaret, te verkondig. Toe kom Paulus op die toneel en hy neem die evangelie van Christus se kruis na die heidene toe. En die evangelie van Paulus begin vestig op die Christus wat opgestaan het uit die dood uit. En nêrens praat Paulus van Jesus van Nasaret nie. Nou luister wat sê Paulus in 2 Korintiërs 5:16.
En dit is 'n vreeslike interessante vers. Hy sê so, daarom, ekskuus tog, kom ek lees gou iets by dit. Ons ken van nou af dus niemand meer na die vlees nie. En as ons Christus na die vlees geken het, ken ons egter nie langer so nie. Nou as jy kyk in die 53 vertaling, dan sê die 53 vertaling, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En as ons Christus na die vlees geken het, ken ons hom egter nie meer na die vlees nie. So wat Paulus hier sê is, dat die Christus wat hy verkondig, is nie die Christus van die vlees nie. Nou luister wat sê Paulus in die 53 vertaling. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. So Paulus sê dat die Christus wat die Christen veronderstel is om te volg, is beslis en gewis nie Jesus van Nasaret nie. Hy praat in Kolossense 3 wat ek gesê het in my vorige boodskapie van die Christus wat in die hemele aan die regterkant van God sit. Met ander woorde, nou sê hy ook in Hebreërs, ons het gekom by die Christus wat in die hemel is. By die Christus waar die geeste van die eersgeborenes volmaak is. Dis het ons gekom as 'n eersgeborene, gebore uit God se saad, Christus Jesus, wat in die hemel is. Maar nou kry jy Christene wat hulle al ewiglik skakel en verbind met hierdie Jesus van Nasaret van die vlees. En die ontstellendste ding is, hulle wil dit alles wat Jesus van Nasaret gedoen het, herleef as 'n uiterlike godsdiens. Hulle bid vir 'n herlewing, vir 'n uiterlike godsdiens van tekens en wonderwerke en gawes en 'n herlewing, maar ek weet nie wat se herlewing nie. Want daar is nie meer 'n herlewing nodig nie. Die enigste herlewing wat daar is as jou gees begin herleef met die lewe van Christus, wat die lewe van jou gees is en wat jou lewe geword het. Jy sien, jy word nie gered deur Jesus se bloed op die kruis nie. Jy word gered deur sy lewe. Wat is die lewe waar jy deur gered word? Dis die lewe wat Christus het nadat hy opgestaan het uit die dode. Dus die lewe waarmee jy gered word en die lewe waarin jy gered word, is dus die lewende Christus in die hemelse lewe waardeur jy gered word, en die Christus wat lewend is in die hemel is die lewe wat in jou is as 'n kind van die Here. En as jy nie hierdie lewe van Christus in jou het en jy volg nog steeds blindelings Jesus van Nasaret, dan mis jy die bus, my broer, my suster. Paulus sê, jou Christus wat jy moet volg, is die Christus wat in jou lewe. Jy kan nie die hemelse Christus terugneem na 'n aardse Jesus van Nasaret nie. Jy neem die hemelse Christus as die hemelse Christus, as die lewe van God, want dit is waar jy is. Jesus sê dat hulle kan wees waar ek is, u in my, ek in hulle en ek in u. Jy sien, jy is in Christus en Christus is in jou, en Christus, die lewende God, het jou gebring in die teenwoordigheid van die lewende Vader, die lewende Seun en die lewende Heilige Gees. Met ander woorde, Christus het jou in homself gebring as 'n seun van God, binne in die teenwoordigheid van die Vader, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, binne die binnekring van die Triniteit. Dis die Jesus wat ek volg. Die Jesus wat opgestaan het uit die dood uit, nie die Jesus van Nasaret nie. Want die Jesus van Nasaret bestaan nie meer nie. So wat ek voorstel is, kry jou paradigma reg en begin die Christus sien wat Paulus verkondig.
die opgestaande Christus, die Christus wat in jou lewe, dit is die Christus wat jy volg, nie die Jesus van Nasaret nie. Jy kan nie die Jesus van die Nasaret volg nie, want as jy Christus die lewende God volg, dan spreek God in sy seun. En dan sê die Bybel, as julle dan nie hom hoor wat uit die hemel praat nie, dan is julle in 'n probleem. Jy sien, maar ons hoor die Jesus wat uit die aarde uitgepraat het as Jesus van Nasaret, maar ons hoor nie die Christus wat uit die hemel praat nie, en dis die groot onderskeiding. Hou nou op om te luister na die Jesus van Nasaret wat uit die aarde uitpraat en gepraat het en nie meer daar is nie, maar luister eerder na die Christus wat uit die hemel praat, waar hy nou in die hemel is. Nie net is hy in die hemel nie, maar hy leef ook in jou, en jy moet hom kan hoor, vir hom kan sien en na hom kan luister, want hy is die ene wat waaragtig God is. Sê 1 Johannes 5 vers 20, ons is in hom die waaragtige, in sy seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe, die Christus wat opgestaan het uit die dood uit en wat in die hemel is. Dis, my vriend, waar jy moet wees. Ons praat weer.